in die wonderlike naam van Jesus. Lief wat nie te wees. Ek is baie bly ek is hier. Prys die Here. As dit nie vir hom was, dan was ek nie. Nou was ek miskien al in die graf. Maar die God se genade, wat my op sal dag vandag. Of wat nog 'n groot doel is gewoon, niemand gaan weet. Maar kom ons wees maar bly. Hoe bly lewe dit. Geliefdes, afgelope week, ja. Ons pastoor Eddie, kom op geliefdes asseblief. Woensdag is volgende met Jesus Christus by die kerk, as oor God sê, bid hier, maar vrydag aan. Geen meer by ons die geliefdes, skoolvakansie, die kinders het baie meer werk. En kom, wanneer jy 'n bietjie afsonder in name, pleeg vir die kinders word. Hulle gaan weer broederinge, ek kyk middag af. Die taal wat hulle daai boek skryf, is nie my taal wat ek nie, so. Hulle is baie erg met dit. Geliefdes, dan Sondag erediens pastoor Bossie en Sondag aanddiens pastoor Stefan. Kom op geliefdes, moenie julle dienste mis asseblief. Verjaarsdag, Maandag, 3 is Mia, Saterdag 8 is Martin. Nie moet jy sien. Soms gaan die voorhoorstelling. Geliefdes, kom ons staan. Dan gaan ons die naam van die Here groot maak en vra pastoor Bossie om ons te open met gebed. Vader, in die naam van Jesus, kom ons uit toe vanmôre, Here, in afhanklikheid van U, Here. Daarom, Here, het ons die woord so nodig vanmôre, en die nagmaalstafel om te weet vanmôre dat ons deel is daarvan. Dat U gesê het ons moet dit doen so dikwels as ons kan. En daarom, Here, is dit 'n wonderlike voorreg vanmôre om die huis van die Here in te kom en te wees en ander gesigte te sien en sê dankie, Here, vir U goedheid. Here, ons bid vir hulle wat in luister vanmôre dat U saam met hulle sal wees. Dat U hulle sal opwek as hulle swak is, Here. Dat U hulle sal nuwe krag gee. Here, dankie vir U goedheid. Dankie, Here, vir die musiek wat gaan sing en die klanke wat ons gaan opstuur na die hemel toe, Here. Ons prys U wonderlike naam. Dankie, Here, dat ons vanmôre in die huis kan inkom en weer die voorreg het, Here, om die son te kan sien skyn en weet in, Here, dat U vanmôre ook die son so in ons harte sal laat skyn, Here, dat ons 'n lig sal wees vir hierdie donker wêreld. Vra dit alles in Jesus naam, Here. Amen. Dit is ook wat die Here groot. Die woord van God sê vir ons, daar's vele wat op die breë pad loop. Daar's min wat op die smal pad is. Kom, maak die Here se naam groot, sodat ons op daai smal pad kan bly. En nie verloor.
Die liefde bedek menigte sondes. Daar is soveel mense wat sê, ek is gevul met die liefde. Maar dan wanneer hulle al sê, dan val hy. Want hy vergeet om die liefde. Hoe baie van ons val in my kategorie. Wanneer die geringste storm kom, dan val jy. Dan is hy liefde nie daar nie. Ek noem dit, is oppervlakkig. Kind van God, as jy werklik Jesus liefde in jou het, dan gaan niks jou omgekryd. Al stap dan my kar, al lewe dit permanent, moet jy ene onthou, die liefde van Jesus sal sorg, dat jy al die kere kry as jy ontvang. Maar as jy nie die ware liefde in jou het nie, dan kan jy begin in ander tale praat, jy gaan verwyte gooi, jy sê jammer, jy God verwyte. Dit is hoe die mense sal reageer. Ons is so lief om God te bevraagteken. Here, hoekom? Hoekom ek in die kar nodig gehad? Here, hoekom? Het my yskas gebreek, ek het nie geld nie. Nie vergeet is dit so deel van. En ons is allemaal so makkelijk om te val. Om te sê, dankie Here, ek weet nie of mens beter sal stoot. Amen. Maar ons grootste punt is ons val eerst. En as ons dan nie dadelijk in die skats kry nie, dan wil ons God verwyd, ons hoop vraag die Here, hoekom? In plaas van dat die vir homself wil kyk en sê, Here, ek het vergeet om vir jou dinge te sê, ek pak die Here in my kant af, want dit my iets beters is voor. Ons is te makkelijk om God te bevraag. Ons is te makkelijk om te sê, Here, as ek so 'n bietjie terugkom in die geskiedenis van Abraham, toe die Vader hom sê, gaan offer jou geliefde seun Isak, het hy nie eers gegaan en gesê, Vader, hoekom, dis my enigste seun? Nee. Wat het hy gedoen, dat sy seun gepak en hy gegaan? Dis ons die liefde. Dis die liefde, dis ware liefde. Want hy het op God vertrou, hy het gebed, die Vader sal vir hom uit ons gee. Hoeveel van ons is in daardie geloof, in daardie kategorie? Nu, dis ek is nou ongelukkig nie oor vertel vir my. Ek sê gister vir pastoor, ek is nie oor vertel vir my. Ek kom in die huis, en gooi maar neer, as die vrou nie wil heen, dan sê ek met jas te bed. So, as iemand my soek, bel my vrou, want ek ben ons is maar een. Ek is dus op haar weg te steek, en ek ook is ek iets op my weg te steek. Maar wanneer iemand my soek, bel my vrou. Moet nie laat dit heen of jou voorraad sê. Pastoor, kan ek al goed thuis asseblief? Ja. Christus is ek ook nie vertel nie. Ons dien God van wonders, Yes, amen. van voorsiening, van bewaring. Ek het nie genoeg woorde om vir julle te vertel wat God vir my beteken. Hierdie week weer eens, ek het julle vertel die vorige kere ook gebid het. 5:00 die oggend bid ek en ek vra die Here om vir my te voorsien in 'n situasie. En weet julle, eers wou ek my seun bel en sê, help mamma. En ek sê, nee, ek gaan Jesus vra. Ag, toe die Here klaar voorsien. Ek het niemand gesien nie, ek het nie, die kinders weet wat hulle bid saam mamma. Ek wil vir julle sê, dit is werd om op God te vertrou. Hou op die hand van vlees te vertrou. Gister weer was ek in 'n ongeluk gewees.
aan die mure en die hart. Sy gees is in jou. Ons kan nie by die gees nie. Geliefdes, ons kan nie. En daar is nie 'n klein dingetjie, of 'n wit dingetjie, of 'n rooi dingetjie, of wat nie. 'n sonde is 'n sonde, en klaar. Die gooi jou naam weg, want God sien jou naam. En wanneer jy nou in die hoop kom, dan sê jy, Here, dan moet ek jou sê, Here, jy praat nou net nou, jy praat nou skelp nou. Daarom, op ons wacht stel, vir ons moeder. Zit daar in dit is hoe ek so baie stil is, ek maak om toe. Want as ek van iets weet nie, dan wil ek daar wel uitdruk. En ek wil ook hier oor van, as wel een man dan mekaar opgesmuis en alles, hier die oor pastoor Stefan nie. Nee, hy kan dit self uitdruk. Kan van God, hierdie mond, is nie een mond, wat kan loop en skille, leendal praat, of is in my net, ek sê van toe. Liefdes, nie te min. Ons sal moer op hulle naamtafel. Van 'n man wat sy lewe opgeoffer het. 'n man wat nie rondgery met 'n mooi Mercedes. Een man wat winter en somer geloop het met sy huis. Maar hy sy lewe opgeoffer vir ons. Hy het geen sonde gehad. Hy het nie begeerte gehad aan alkohol, rook, skelpel, leendal, noem alles. Hy het geen begeerte daaraan gehad nie. Al wat hy gesien het is sy Vader wil hy eer. Hy wil alles doen, dit wat sy Vader van hom verwag. Nou geliefdes, as ons ook nou so wil lewe, dan moet ons nou een ding onthou, dan moet ons nou die liefde in ons ook laat sien. Ons moet ook laat die mense buitekant sien, dat die mens die werk liefde in hom. As jy nou jou vloek of skel of dit, lach vol. Maar die oomblik wat jy gaan kwaad word, en dan weer daar by jou bij geslaag. Dan weet hy het geslaag. Baie mense, wanneer hulle kom in 'n rusie of 'n stryding, dan raak hulle kwaad. Liefdes, dis van Satan. Dis die duiwel wat jou kwaad wil maak. Hy wil nie hê dat die liefde van Jesus in jou moet seëvier. Hy wil nie hê dat jy moet oorwinnaar is. Daarom sê die woord van God ons, die pad na hom toe is smal en hy's nou en daar's min wat op hom is. Want die duiwel weet hoe om die mens aan te val. Waar en hoe. Dit is ons leesbaarste saam met Matteus 5. Ek gaan maar net een versie lees, 44. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Luister baie mooi. Julle moet julle vyande lief hê. Wat sê die baie mense sê vir my, baie mense, hoe kan ek vyande lief hê? Kind van God. As jy die liefde van Jesus in jou het, maak nie saak wat gebeur nie. Al skei hy persoon, al staan hy persoon met blou kom op in dit. Ek
Jesus lief. Sy liefde moet uitleef. Seën. Amen. En as dit gebeur, dan het jy 'n vyand in lief. Daar's baie wat sê, ek haat daai persoon. My vrou het al 2 keer vir my gesê, man, ek haat daai suster van my, of ek haat daai van my, sê van my, jy kan hulle nie haat. Jy kan nie. Want dan denk ook in Jesus liefde. Want as jy Jesus liefde in jou het, sal jy almal vergewe. Jou grootste vyand. Is ek reg, pastoor? Want as jy nie daai liefde in jou het, dan sal jy nooit in die koninkryk van die hemel kan ingaan nie. Seën die wat vir julle vervloek. Doen goed aan die wat vir julle haat. En bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. So dit is net so ver. Liefdes, wanneer jy nie gaan nie, roep die Here aan. Die woord van die Here sê ons altyd bid, gees en in waarheid. Nou gees en in waarheid, die woord van die Here sê ook vir ons duidelik, dat die gees weet presies wat ons nodig het. En hy weet presies waaroor ons bid. Daarom sê die woord van ons, bid in gees en in waarheid. En wanneer jy op jou knie gaan, en jy roep die Here aan jou gaan bid, sal die Here aan jou openbaar op plekke wat jy nie reg gemaak het nie. Hy sal jou vyande vir jou uitwys. En wat sê hy wat jy met jou vyande doen? Ons het dit maar net gelees, seën hulle. Die woord van die Here stap so ver, hy sê, seën jou vyande met 'n dubbele seëning, sodat ek jou kan seën. As jy nie jou vyande gaan seën nie, dan gaan hy jou nie seën nie. Kom ons gaan kyk na Romeine 12. Liefdes, ek luister gister op my vrou roep, sy sê vir my, Thys, hoor wat sê hulle hier? Mense wat hier by die woord van God aanbid, by die Bybel aanbid. Liefdes, ons lewe in die laaste oomblik. Nie by ons weet enige van ons weet presies wanneer is die koms van die Here nie. Al sê enige een wat, nie een van ons weet, maar net die praat al wanneer weet, jy kan dit van lees in Matteus 24. Toe sê hulle daar aan die mense bedruk van baie Bybelaanbidders. Ons moet baie versigtig wees. Wanneer ons bid, roep ons Jesus aan. Maar sonder hierdie woord van God, is dit onmoontlik vir jou om die vyand teen te staan. As jy gaan kyk in Efesiërs 16, dan sê die woord van ons, die woord van ons duidelik, hierdie is sy swaard, om die vyand se werke af te sny en te bid. So dis nie wat jy is 'n Bybel aanbidder, maar sonder die Bybel gaan jy nie, is dit onmoontlik vir jou in die hemel te betree. Want jy gaan nie weet presies wat God van jou verwag. Jy gaan nie presies weet hoe om die duiwel te weerstaan. Want alles staan nie op. Daarom is die mense nou baie maklik om te sê, hy is 'n Bybelaanbidder. En nie Jesus aanbidder. Maar kom ek vertel jou een.
Sonder hierdie boek kan jy vergeet om oorwinning te lewe te hê. Die mense wil baie praat, die vyand is baie rustig. Daarom moet ons net op die woord van die Here bly staan. En as jy nie in die Bybel, dan gaan jy nie op die woord van God staan. Maar as jy dit kom ons kyk vir wat sê hy daar in Romeine 12 vanaf vers 14. Seën die wat julle vervolg, seën die en moenie oorvloek nie. Jy sê die woord van die Here is mooi. Seën die wat jou vervolg. Moenie oorvloek nie. Mense is so maklik om vloeke uit te stuur. En dan agterna hulle volgens ek 'n vloek uitstuur, dan sonder daardie persoon breek. Ek weet nie wat persoon moet wat hy doen. Maar die woord van God sê, jy moet dit nie doen nie. Maar dit gaan onmoontlik wees om besig om in die koninkryk van die hemel in te gaan. Wees bly met die wat bly is en weet met die wat weet. Wees gesin onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. Geliefdes, die duiwel werk deesdae hierdie mens met eie wys. Dus hoeveel mense het al tegengekom het? Wat eie wysheid is. Maar gaan ons praat oor die woord van God en dan wil hy altyd weet. En partykeer vertel jy dat die persoon dit wat hy sê is nie eers meer in die woord van God. Daarom sê die woord van die Here vir ons, bepyns my woord dag en nag, sodat jy kan weet wat jy binne kan staan. Kom jy in 'n vuurgeveg oor die woord van God, dan weet jy presies wat daar staan. Omdat wat daar waar jy nie weet wat daar staan nie, met die kop tot by jou val. Wees gesin onder mekaar, moenie nou vers 17, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle breek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toon, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. Geliefdes, ons is almal mense. Nie van ons het volmaak en woord van die Here sê, nie van julle is volmaak nie. Ons almal streef na volmaak. Nou, daar is soveel, ek weet ek het 'n probleem gehad baie jare terug. As iemand my iets aan gedoen het, dan wil ek homself ook iets aan doen. En toe ek werklik tot bekering kom, dan sê ek nee. Maar dan laat persoon my iets aan. Sien, sodat die Here my kan sien. En geliefdes, dit werk. Dit werk. Regtig, dit werk. Leef in vrede. Dit is nou. As iemand jou kind of jou vrou doodgemaak het, en hy het nie maak van lewe. Want as ek raak, dan gaan ek nooit kom trek in die lewe. Die Here sê, leef in vrede. Spreek almal vrede. Moenie iets teen 'n ander doen.
Het is so maklik om te sê, ja, daai persoon het dit en daai persoon het dit. Kom ons lewe in vrede en liefde. Ek weet seker nie altyd om te sê, in lewe en liefde. Maar glo my van God. Daar is een wat jou geleer wil, en dis Jesus. Hy ken Yeshua. Prediker 3:1 sê die woord van die Here vir ons net. Dat alles in sy bepaalde tyd moet gebeur. By elke enige ding wat gebeur op die aarde, is daar 'n bepaalde tyd daar reeds vasgestel deur God. Kind van God, die Vader wag op jou om hom te roep wanneer die tyd van die tyd is. Of 'n tyd wat jy verloor. Hy wag op jou. Hy wag op jou om te sê, Here, help my hier. As André wat het gaan te sê, ja, al operasie. Wat weet nog reeds hy gaan daar doen? Dit is sy bepaalde tyd dat hy moet gaan. En God het al reeds sy bepaalde tyd wanneer hy moet gaan vir die ander. Maar, ons het ons moet. Hy het die tyd met elke mond gebeur. My suster was sy 50 maar te verloor. Maar moenie hartseer wees, want weet jy hoekom? Jy kon dag tot dag aan, ek gaan nie mense tot die lof volg. Ons weet nooit waar word God die dag beskerm. Ons gaan dit, ek het nog groot skade. Nee, sê dankie, u het dit doen. Nie ons doen. Die oggend as jy opstaan en jy kom daar uit, en jy het 'n pak hoor, moenie iemand verwyder, moenie vir iemand kwaad wees nie, ruim net die ding. As jy nie 'n spaarpunt in die oeps, daarom nie wil dit help, dan beweeg altyd in my liefde. God het 'n doel met elke ding wat gebeur. Moenie jy dit wil weer forceer. Want dit is dan een skade aan jouself. Jouself wat te leer. Hoeveel van onszelf op werkelijk te leer. Deur hom te doen laten. Liefdes, Jesus hy was lig vir die wêreld. Al het menigte omgehaal. Al het menigte teen hom opgetree. Want Jesus was die lig vir die wêreld. Ons leef in want die duiwel is lustig om elke te draai. Ek ry nou in die weekryk af by Oranse stem, ek sien hoe dit al baie gebouw die keer gegaan. Toe dink ek so, die duiwel weet waar om in te gebeur. En die gaan so met die hoeveel mense het nog nie werklik geraak van die Here gesien. En dan kom jy in die noodlot te kom. Waar maak jy sy goed? Waar maak jy sy goed? Weet ons praat oor die liefde van Jesus. Ek het al hoeveel families gesien op 'n begrafenis. En hulle nog skryf met dit en skryf met dat.
weet julle hoekom die liefde van Jesus is nog nie aan hulle nie. Hulle besef nie werklik waaroor die nagmaal gaan. Hulle besef nie werklik waaroor dit gaan, dat Jesus op die kruis gesterf het vir my en vir jou. Hy het dit nie net gedoen vir my nie, hy het dit gedoen vir homself. Doop. Baie mense weet nog nie regtig nie waaroor gaan nie, maar dan sal hulle gedoop. Net soos die man op tafel. Baie mense weet net dat Jesus gedoen het vir ons. Hulle besef het. Dat hierdie man is die man wat het ons moontlik gemaak het om die ewige lewe in te gaan. As ons gaan kyk na die Ou Testament, dan praat ons van Moses se wetter. Moses se wetter was baie streng. En God het gesien dat daar baie mense wat wel sal kan uitkom met Moses se wetter. Toe kom hy en hy stuur sy seun aarde toe om mense om saam te word, om ons die regte weg te wys en te kan sien wat Jesus wat ons kan doen. Want Jesus het ons dieselfde krag gegee wat gegee as wat hy het. Dus stuur hy sy seun om aan die kruis te sterf. Vir my en vir jou, om die ewige lewe te kry. Want Moses se wet is af. Ons gaan lees aan Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dan die vrou wat op winterdag vertrap is. Nou, Moses se wet is 'n tyd, het al gesteel. Toe kom Jesus en hy sê, nee, genade. Genade. Deur genade is daardie persoon gered. En elkeen van ons het 'n kans om die ewige lewe te gaan. Om daai woord te gaan. As ons bly by die woord. As ons bly by dit wat God ons gepraat. Dit is nie altyd 'n maklike pad. Dit is 'n moeilike pad. Want die duiwel kom en hy spoil alle dinge voor jou. Maar weet jy, as jy die liefde van Jesus en jy daai spanning van God in jou, dan kan jy nie staan. Hy kan nie staan. Hy gaan nie. Die wereld met sy hand op tafel. Ek gaan verhoor twee susters gebruik. Ek sê maar, ek moet twee susters gebruik. Liefde is ons is 'n dierdoek. Jesus het vir ons die prys betaal. En die dag waarom hy geraai is, was dit nie maklik, want Jesus het presies geweet wat sy tyd in ons. Ons maak dit Vader. Die wou voor die tafel staan met die seun. Vraag jy vanmôre met God by
raak om te stil te staan. Deursoek ons harte, deursoek ons gedagtes. My Vader, sodat ons kan rein staan voor U. Vader, daar waar ons miskien iemand kwaad genoem het, Here, vergeef ons. Daar waar ons iets gesê het, Here, vergeef ons. My Vader, maar seën elke van ons vyande. My God, en dat U liefde by ons sal uitstaan. Sodat ander dit ook kan raak sien. Ek wil dit in Jesus naam. My Vader, U mag ons deel van die liggaam. Hartelijk ook my Vader, moet dit vir ons seën. En laat elke van ons wel sal besef dat ons maar een liggaam is. Dankie dat U die wonderlijke naam van Jesus. Amen en amen. Daar ek gedank het dat U sy handen was. En die brood geneem en gebreek. En gesê dit is my liggaam. Dat die hele geweeg is. Doen dit, so dikwels as dit julle kan. Net so het die beker geneem. Broeder wat my gesê het. Dit is my bloed in die Nuwe Testament. Doen dit so dat ons dit geluk kan. Doen dit is vir ons, aan deel het van die lichaam. Kom ons hou dit net, dat ek allemaal net al gebruik ons het saam. Want in die lieve waar ons sê vir baie van die Here, dat ons nou deel kan het van Jesus in lichaam. Vader, in lichaam dat ons onartel is, dat sy goed geslaan is, besef ons woorde, Here, dat dit wat Jesus vir ons gedoen het. My Vader, seën nou die gebruik van hierdie woorde, Vader. Ek dank U, vir die wonderlike naam van Jesus. Dank U, Here. Amen.
En so het die beker genoem. En gesê, dit is my bloed, vir die Nuwe Testament. Doen dit so dit as het julle kan. En dankie nog. En ook wat het beteken. My Vader, ons liefde ons die Gees wat in ons is, wat ons leid in die dag, ons hoef nie te vrees, ons hoef nie bekommerd te wees. Die is al reeds daar, met die elke van ons, baie geluk. My Vader, daarom kan ons net oor sê dankie. Vir die bloed van Jesus, dat er skoon is. Alle van die Jesus God wat nou. Amen. Geliefdes, hy het die prys betaal. Besef dankie vir ons presies wat dit beteken.
Hy vergewe jou van al jou sondes. En jy weet, die belangrikste van alles is, hy sê nie veel oor hy, onthou jy dat jy wat die nee, dit is Jesus wat ek ken nie, hy sê met so'n spookblad vir jou, hy hou niks in jou nie, maar eerlijk, en iemand, en opstel. En dit is, kom ons saam, gaan ons die laaste met die saam sit, en dan neem ons die tieners en offergaves op, en dan gaan Pastor Erik vra om ons af te sluit. As die Vader tot in ewigheid. Almal wat dit glo sê. Amen.